Vanmôre het ons, deur ons aanbidding en lofsang, het ons vir die Here gedien en net sy goedheid verklaar en sy getrouheid verklaar. Maar vandat ons begin aanbid het die Here hierdie dringendheid in my hart gesit vandag. Met die wete dat hier's persone wat vanmôre is en hierdie lied het dit net bevestig. Hierdie lied was nie deel van ons lys vanmôre nie. Dat hier's persone wat vanmôre hier is wat hartseer is. Hier's persone hier vanmôre wat gebroken is. Hier's persone hier vanmôre wat regtig hulle self in moeilike omstandighede op 'n moeilike plek bevind. En ons sê dit nie vir mekaar nie, ons praat nie eintlik daaroor nie en ons probeer maar hierdie veg self net hanteer. Vanmôre voel ek, soos wat ons ook deel is met die reeks en geleer het ook, dat ons is hier op 'n Sondag om mekaar te dien ook. En daarom wil ek julle uitnooi vanmôre, dat almal iemand sal soek, iemand naby jou, iemand om jou, iemand voor jou, agter jou, en dat jy net jou hand op mekaar sal lê vandag. As jy braaf genoeg is om vir mekaar te sê, wat 'n gebedsversoek jy mag hê, doen dit, maar anderste, kom ons tree vanmôre net in. Daar is soveel van ons vanmôre wat nodig het om te weet, dat my broer en suster in Christus veg saam met my vandag, hierdie veg. Ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie. So ek wil jou uitnooi vanmôre, dat jy net na iemand sal draai. Ek wil niemand alleen sien vanmôre nie. Wees braaf genoeg, gaan na iemand toe, iemand wie God miskien op jou hart lê vanmôre, maar kom ons reik vanmôre net uit na mekaar. Dit mag miskien vanmôre met jou goed gaan, maar dit sê nie, dit gaan goed met die ander persoon nie. En ons is vanmôre mekaar nodig. Kyk gou vanmôre vir jou as 'n maatjie. En lê jou hande net vanmôre op mekaar. Die musiek gaan net saggies speel. En ek wil julle uitnooi, bid nou vir mekaar. Lê mekaar vanmôre voor God neer. Laat God toe om jou vanmôre te gebruik, om iemand anders se lewe te kan aanraak. Rebaba sitter, rababa solodono shiresto. Surababa city di hendra seesto. Keri hendra da seesto trabondro do conte seesto. Rababa sienda raki sitrabasi trihende. Surabonda rababa sitrikende di yeso. Surabonda rabasi. Because I know, yes, He holds the future, and life is worth the living just because He Here, dit is so wonderlik om te weet dat die woord sê vir ons, dat U ken die hoeveelheid hare op ons hoof. Here, U weet vanmôre wat in elkeen van ons lewens aangaan. Here, U ken ons situasies vanmôre. En Here, soos wat ons vanmôre uitreik na mekaar, Here, weet ons Vader dat U hoor vanmôre hierdie gebedsgeroep na U. Here Jesus, wat dalk is iemand vanmôre wat aanlyn ook sit, wat alleen is, Here, en ons sluit hulle vanmôre in, ons bid vanmôre vir hulle ook. Here Jesus, elke een van ons situasies, wat ook al dit mag wees vanmôre, wat hartseer is, of dit siekte mag wees, of dit angs of vrees mag wees, of dit ook 'n behoefte mag wees, of dit dinge is by die werk wat nie goed gaan nie, of dinge in die huwelik wat miskien nie so goed lyk nie. Here, wat ook al vanmôre mag wees, is by U bekend. En vanmôre, Vader, bring ons hierdie gebedsversoeke na U troon toe. Here, U woord sê dat U arm is nie te kort om ons te help nie. Ons weet vanmôre, Here, dat U oë deurkruis die aarde op soek na hulle wat swak is, op soek na hulle wat uitroep vanmôre, om te sê, Here, sien my raak, help my, Here. Ons bid, Vader, dat U hierdie gebede vanmôre sal hoor, en dat U dit sal verhoor. Here, vanmôre, Vader, lig ons.
hierdie liggaam van Jesus Christus op. Here Jesus, elkeen wat vanmôre miskien mag voel hulle sit in die put. Here, lig ons vanmôre op, Vader, dat hulle self sal bevind in die paleis. Dat hulle vanmôre uit die stof uit sal keer, dat Jesus self sal kom deur die Heilige Gees en vanmôre net daai stof sal afskud. Dankie Here Jesus wat U vanmôre doen deur U Gees. In elkeen van ons se lewens, Here. Dankie Jesus. Heilige Gees, ons nooi uit vanmôre. Beweeg U vanmôre van persoon tot persoon, ontmoet U vanmôre persoon tot persoon. Raak U vanmôre aan persoon tot persoon. Jou uitnooi vanmôre om in geloof vir die Here alreeds dankie te sê. In geloof alreeds jou oorwinning te neem. Kom ons gee vir die Here 'n lekker lofoffer as 'n offer van dank. Halleluja Jesus. Dankie Here, ons eer U en ons prys U, my Here. Jesus. Ek dink aan daai skrifgedeelte wat sê dat die Here sal vir ons soveel krag gee wanneer ons op Hom wag. En ek het al hoeveel keer met julle hieroor gepraat, ek het al hoeveel keer in diepte oor gepreek, wanneer ons wag op die Here, daai woord wag beteken in Engels, we are entangled with God. Dit is soos 'n knoop wat gemaak word, 'n vlegsel, terwyl ons wag. So terwyl ons wag, terwyl ons intiem met God verkeer, sê die Here vir ons, hoef ons nie te vrees nie, hoef ons nie bang te wees nie, want wanneer ons wag op God, wag ons is ons deel saam met die een wat nie kan moeg word nie, wat nie kan mag word nie, wie se kragte nie kan opword nie. Nou besef vanmôre die openbaring daaraan, as ek en jy op so 'n manier wag, op so 'n manier by God is, en deel het aan Hom, en deel voor Hom van Hom, dan beteken dit sy krag wat nie min word nie, sy moegheid wat nooit moeg kan word nie, dit alles word myne. Jesus verduidelik dit vir ons in Johannes, waar hy sê, dat ons moet altyd aan Hom vas wees. Ons moet vasbly aan die wingerd, die lote moet aan die wingerd bly, dan sal ons vrug dra. Mag jy die vrug sien van jou verhouding met Jesus Christus. Halleluja, u is welkom, u kan die sitplekke neem. Ek groet u elkeen vanmôre in kerk, aanlyn, saam met ons, welkom, saam met ons hier by Lighuis Christelike Sentrum, en ons glo en vertrou dat u gaan hierdie diens saam met ons geniet. Voor ons oorgaan tot die hoofbediening vanmôre, wil ons ook net gou hierdie verrigting agterkry. Ons het 'n dag bevryding kursus aangebied, soos julle weet, en ja, dit is wonderlik om te sien dat 26 persone het toe hierdie kursus bygewoon. En ons moet verstaan dat dit was 'n voldag van studies en lering, en nou is hulle bekragtig om werklik 'n verskil te kan maak en om te beweeg in die geestelike riem en om die duiwelse planne so bietjie heeltemal omver te gooi. So dis wonderlik om te sien dat die Here nog steeds kragtig is en ons besef dat die bediening van bevryding is iets wat nie met koud word en is iets wat nog steeds moet gebeur en God roep ons elkeen eintlik tot daai bediening. Ons is geroep soos Jesus om in die wêreld in te gaan om mense te laat losmaak van die bande van Satan oor hulle lewe. So ons wil graag net vanmôre die sertifikate uitdeel. Ek gaan hulle name lees, dan is julle welkom om voor te kom staan. Andrei en Muriel, julle is die voorlopers, die aanbieders daarvan. So Andrei, kom staan gerus hier saam met my.
En dan gaan ons net almal vir julle is welkom kom staan som hier voor saam met ons. Andre gee vir jou solank daai groot pak sertifikate. Jy is welkom met nadiens vir hulle eens uit te deel. Ons het Charmaine Miller, Sunay Delport, Karel Delport, Etienne de Jager, Wayne Patterson, Jean Louis, Isabel Fourie, Zandri, Jan Hendrik, Annekie, ons het Hendrik Heineke, ons het Arnold Heineke, Gregory Nel, Celeste, Elsabie van Rooyen, Mariana, Erika Burns, Natasha Bliggenau, Daphne Badenhorst, Mieke Bester, Bianay Kutsie, Diana Pearson, Joan T, Michaela Jonk, Kian Venter en Dennis ook. Is hy hier soos almal hier so, die wat hier is, julle is welkom na vore te kom. Ons wil net vir julle geluk wens. Hierdie was 'n voldag gewees van opleiding. En vir julle wat hier is, dankie dat julle dit bygewoon het en dankie dat julle God toelaat om julle te ontwikkel en te laat groei. Mag hierdie kennis wat julle ontvang het werklik deur God gebruik word. Wees oop vir die Heilige Gees en mag die Heilige Gees julle lei om soos Jesus te maak. Gaan maak mense vry. Dit is ons taak, dit is ons roeping. Die Here seën u. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Nou vir die wat ons dalk vanmôre besoek, ons is tans besig met 'n reeks wat ons noem My, Myself en Ek, waarin ons almal uitgedaag was die afgelope paar weke om selfondersoek in te stel, om net te kyk watter areas van ons eie lewens dan moet ons onsself verloon. Ons moet onsself verloon en agter hom aanvolg. Nou, letterlik beteken vir my en jou dat ek en jy gaan daardie eie ek in ons eie lewens moet begin prysgee. In deel 2 van hierdie reeks het ons toe gekyk na die my, myself en ek houding wat ons baie keer vind in die kerk, dat ons nie na die kerk toe moet kom op 'n Sondag en net gefokus moet wees op my belang en my behoeftes en wat ek uit hierdie diens uit wil verkry nie, maar dat kerk eintlik bestem is om 'n plek te wees, 'n byeenkoms te wees waar ons as gelowiges ten volle toegewyd is aan mekaar se behoeftes en mekaar se belange. En dat ons hier is op 'n Sondag, dat ons kerk is, 'n liggaam is juis om die lewe vir mekaar makliker te maak en beter te maak. Dat ons die gawes en die talente en die geestelike vermoëns, ons ekstra tyd, ons wysheid, ons kennis en ons gelde, ons besittings en ons voedsel wat ons het, moet gebruik om mekaar te bedien in hierdie lewe. In deel 3 het ons toe gepraat oor die my, myself en ek houding. Eintlik het ons net spesifiek hier met die vrouens gepraat. Waar ons oor die huwelik, dis hoekom ons net met die vrouens gepraat. Die mans wil nie daai gedeelte gehoor het nie. Want ons het gesien en besef dat elke moontlike probleem wat in die huwelik kan opduik, kan teruggespoor word tot hierdie my, myself en ek houding. Dit kan teruggespoor word tot 'n eie ek denkwyse of 'n selfsugtige, selfgesentreerde gedrag. Dink maar net aan jou eie lewe, aan jou eie huwelik, die wat getroud is. Argumente, woordwisseling, oneenigheid, die gevoel van verwerping wat ons baie keer ervaar. Selfs ontrouheid is weens die eie ek wat nie doodgemaak was in jou eie lewe nie. En dis hoekom Paulus vir ons vertel het en vir ons die raad kom gee het, dat beide man en vrou moet eintlik bereid wees om onderdanig te wees aan mekaar. Dis die geheim van die huwelik. Beide man en vrou moet bereid wees om te sê, ons sal onsself tweede plaas. Ons sal ons huweliksmaat bo onsself plaas. Dit beteken dat jy moet letterlik jou opinie, jou idees, jou planne, jou woorde, jou behoeftes, moet jy onder jou maatsinne plaas. Nou vanmôre gaan ons hierdie reeks afsluit met deel 4, waar ons 'n bietjie gaan kyk na die my, myself en ek houding, wat ons baie keer aan vaskleef, wanneer dit kom by ons verhouding met God. So kom ons sit dit so en ons vra vir die Here om vanmôre hierdie woord in ons lewens kragtig te gebruik. Here, ons dankie vanmôre vir nog 'n voorreg, nog 'n keer wat ons u woord kan ontvang.
Here Jesus, en al is hierdie woord miskien hoe uitdagend vir ons. Here, stel ons vandag ons harte oop en vra, Here, praat met my. Begin by my, praat met elkeen van ons. Here, laat hierdie woord op my hart ruimte kry, laat hy saad skiet in my lewe, Here. Wortel skiet, sodat 'n verskil in my lewe sal kan maak. Gebruik vanmôre hierdie woord, is ons gebed in Jesus Christus naam. Amen. Nou tot en met ongeveer die 16de eeu, het wetenskaplikes geglo dat die son rondom die aarde draai. Maar in die jaar 1543 het 'n ruimtevaarder met die naam Nicolaas Copernicus 'n teorie bekend gemaak dat die son in werklikheid nie rondom die aarde draai nie, maar dat die aarde eintlik rondom die son draai. En toe ek hierdie gedeelte raak lees, het dit vir my half net weer eens laat besef dat hoeveel van ons as mens se lewens lyk nie eintlik maar dieselfde nie. As ons vandag maar eerlik gaan wees met onsself, en ek is miskien jammer om dit vanmôre ook so reguit net te kan sê, maar as ons kyk hoe meerdere van ons leef, as ons kyk hoe meerdere van ons as gelowiges ons daaglikse lewe inrig, en ek kan vandag braaf genoeg wees om myself hier in te sluit, dan skep ons hierdie beeld baie keer dat dit lyk asof God rondom ons lewens draai, in plaas van ons lewens wat eintlik rondom God moet draai. En hier is die ding, toe Nicolaas Copernicus hierdie teorie bekend gestel het, het dit 'n totale verandering en omkeer in die wetenskaplike wêreld voortgebring en veroorsaak. En net so verwag Jesus Christus dat toe hy sy teologie aan ons bekend gestel het, dat dit ook 'n totale verandering en 'n omkeer in ons as gelowige se eie wêreldjies moes veroorsaak het. So wat is hierdie teologie wat Jesus vir ons kom bekendstel het? Ons lees dit en vind dit in Matteus 6 vers 33. Lees gou saam met my, dis op die skerms. Die 53 vertaling vertolk dit. Hy sê: "Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid." Die Nuwe Lewende Vertaling sê: "Maak die koningheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit." Die Boodskapvertaling vertolk dit om te sê: "Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is." As ek en jy hierdie skrifvers moet vertolk, miskien in 'n eenvoudige taal vandag, dan sê Jesus vanmôre vir my en jou, dat ons moet sy weë, ons moet sy wil, ons moet sy sake, ons moet sy planne, sy begeertes, sy belange, sy beginsels en sy reëls, moet ons bo ons eie plaas. Dit is wat dit beteken om werklik vir Jesus Christus eerste in ons lewens te plaas. Nou ek weet ons baie miskien vanmôre na die woord luister wat vir my dadelik sal sê, maar Morney, ek soek God en ek soek God se weë. God se koninkryk en God se weë en God se wil is vir my 'n prioriteit in my lewe. Ek gaan kerk toe, ek bid, ek lees Bybel, ek doen miskien goed aan ander, ek gee vir die kerk. Maar as ons in diepte hieroor gaan dink, dan moet jy vir jouself vandag hierdie vraag vra: soek jy regtig, eerlikwaar, heel eerste God se koninkryk, sy weë en vir God self? Is God en sy weë eerlikwaar jou heel eerste prioriteit in jou lewe? Want die realiteit is, elkeen van ons is tog besig om God se koninkryk te bou, maar wat doen ons? Ons bou ons eie koninkryke heel eerste. Elkeen van ons is Sondag na Sondag, week na week besig om te help, om God se doel en sy planne te vervul. Maar hoe is ons as gelowiges? En ek praat met ons as gelowiges vandag. Ons is geneig baie keer om heel eerste te fokus op ons eie doelwitte en ons eie planne, voordat ons dink aan God se. So ons dan maar eerlik gaan wees vanmôre met mekaar. Meerdere van die tyd volg meerdere van ons maar net ons eie weë. Ons kan dit sien in die manier hoe ons daagliks leef. Ons doen net wat ons wil doen. Ons praat soos wat ons wil praat. Ons hanteer ander mense net soos wat ons hulle wil hanteer. Ons dink dinge net soos wat ons daaroor wil dink.
ons spandeer en gebruik ons geld net soos wat ek wil. Niemand gaan vir my sê hoe ek dit moet doen nie. En ons bestee ons tyd en energie ook maar net soos wat ons dit self wil doen en beplan in ons eie lewe. As ek en jy gaan kyk na die volgende paar skrifte, dan is dit vir ons net weer eens 'n bevestiging dat ons leef nie volgens die teologie van Jesus Christus nie. Ons leef nie volgens die beginsel, die waarde en die hartsklop van God nie. Hy wil hê ons moet hom eerste plaas in ons eie lewens. Hy wil hê ons moet ons hom bo alles in ons lewens plaas. Kyk gou wat sê Deuteronomium 6 vir ons vers 5. Hy sê dat jy moet die Here jou God lief hê met jou wat? Jou hele hart. Met ander woorde, daar moenie 'n verdeeldheid in jou hart wees nie. Jy kan nie jou hart verdeel om te sê, hierdie porsie is vir my lewe en my koninkryk en vir my belange en my behoeftes en wat ek wil doen en hoe ek wil ding en die besluit wat ek wil maak nie. En hierdie bietjie gee ek dit vir God. Hy sê nee, jou hele hart moet aan God behoort. Met jou hele siel en met al jou krag. Ag pastoor, as ek jou bel, hoekom was jy nie in die kerk gewees? Ek bid jou vir 2 Sondae. Ag pastoor, ek het nie verskoning nie. Ek is maar net moeg gewees, so ek het laat geslaap. Ja, julle weet wie julle is. Is die waarheid, nie? Wat doen ons? Ons hou ons krag vir onsself. Maar die skrif sê, met al jou krag moet jy hom lief hê. Met al jou krag moet jy hom dien, moet jy hom eerste stel. En Johannes het dit begryp, daarom skryf hy vir ons die volgende in Johannes 3 vers 30. Hy sê, hy moet meer word en ek minder. Paulus vertolk dit so in Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die boodskapvertaling sê dit so, hy sê, my hele bestaan draai om die seun van God. My hele bestaan, wie ek is, wat ek is, alles draai rondom Jesus Christus. Nou ek glo dat elkeen van ons het nou al agtergekom deur hierdie reeks, dat die hele aspek om jouself verloon, die hele aspek om die my, myself en ek houding, die eie ek denkwyse en die selfgesentreerde en selfsugtige gedrag prys te gee, dit kom alles neer op 'n liefdesdaad. Dit kom neer op jy wat die keuse maak, die besluit maak om naaste liefde toe te pas, om agape liefde te bewys. Ek wil so ver gaan om te sê, dit kom neer op jy wat die keuse maak om ware liefde aan ander mense te bewys. Mense soos jou man, mense soos jou vrou, jou vriende, die persone hier in die kerk, die persone by die werk, die mense self ook in die samelewing. En in die konteks van vanmôre se woord kom dit neer, hierdie liefdestaak, dat ek en jy moet bereid wees om onsself te verloon, om onsself prys te gee, sodat ons ware liefde daardeur aan God kan bewys. So dit bring ons by vanmôre se groot vraag. Hoe lyk of hoe sal 'n lewe lyk waar God werklik eerste gestel word? Hoe lyk 'n lewe waar ons werklik God bo onsself en bo ons hele bestaan op die ou einde gaan plaas? Ek wil vanmôre vir julle dit basies alles opsom met 7 attribute of kenmerke of kwaliteite van hoe so 'n lewe sal lyk. Die eerste kwaliteit sal wees is, God sal eerste wees in jou huis. Kyk gou wat sê Jesus vir ons in Matteus 10 vers 37. Hy wat sy vader of sy moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Nou ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek nog 'n jong seun was in my ouers se huis, het my ma 'n dametjie, 'n jong dame beraad, wat uit 'n ouerhuis uitgegooi was, omrede sy God aangeneem het as 'n saligmaker en as 'n redder. Want toe sy dit gedoen het, het sy hulle huisgodsdiens wat die moslim geloof was, verwerp. En
terwyl ek hierdie gedeelte skryf, toe dink ek terug aan hierdie dame. Want dit moes vir haar werklik uiters moeilik gewees het om die keuse te maak om God bo haar familie te plaas. Om God eerste in haar lewe te plaas, om God eerste in haar huis te plaas. Al was sy hoe lief miskien gewees, en sy was lief gewees vir haar ouers en haar familie, was sy bereid gewees om na die eie ek te kruisig, sodat God eerste in haar lewe sal staan. Nou in ons kultuur en in ons huise vandag mag die keuse om God bo jou man en jou vrou of bo jou kinders te plaas dalk nie miskien so uiters wees nie, maar die keuse om God eerste te stel in jou huis, eerste te stel in jou familie, gaan nog steeds van my en jou vra dat jy gaan familietyd moet afstaan. Daar gaan oomblikke wees waar jy jou familietyd, tyd saam met jou familie gaan moet eenkant skuif sodat jy meer tyd kan spandeer saam met God. En dan gaan ook oomblikke wees in jou lewe waar jy aan jou familie gaan moet nee sê. En hulle gaan nie altyd miskien daarvan hou nie. Hulle gaan nie miskien altyd saam met jou stem nie. Of hulle gaan ook teen jou bots weens hierdie nee. Maar jy moet nee sê sodat jy nie kan afwyk van God se beginsels en God se waardes in jou lewe nie. Sodat jy nie kan afwyk om God eerste te stel in jou huis en bo jou familie nie. Die tweede kenmerk van 'n lewe waar God eerste gestel sal word, is dat God sal eerste wees in jou gedagtes. Soveel keer verkry ek en jy negatiewe gedagtes of verkeerde persepsies oor wie ons is, wat ons is, of wat ons in hierdie lewe kan bereik. Verkeerde persepsies en negatiewe gedagtes wat 'n invloed gaan hê op jou fisiese, jou gemoedstoestand, wat 'n invloed gaan hê op jou toekoms, op die waardes wat jy gaan deel maak van jou lewe, op jou optrede, op jou gedrag, selfs vorentoe in jou lewe. En dit is waarom Kolossense 3 vers 2 hierdie woorde vir my en jou sê. Hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat hier op die aarde is nie. Sien, wanneer ek en jy ons gedagtes rig op dit wat daarbo is ons besig om God se gedagtes bo ons eie te plaas. Is ons besig om God eerste te stel in ons gedagtes. Is ons besig om God bo ons eie menslike, vleeslike gedagtes te stel. En wanneer ons dit doen, dan sal jy geen twyfel hê in wie jy is, wat jou identiteit is, wat jou selfwaarde is, en wat jy kan verrig en bereik in hierdie lewe nie. So 'n lewe waar God werklik eerste gestel word, kan gesien word deur die manier hoe jy gaan dink. Die derde kenmerk van so 'n lewe is, God sal eerste wees in jou optrede. Galasiërs 5 vers 25 skryf Paulus, die Gees het ons splinternuut gemaak. Met ander woorde, ons het ons kruis opgeneem, ons het onsself verloon. Hy sê, en omdat ons het gedoen het, hy sê, daarom moet ons dan nou toelaat, dat hy wat God is, elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink, en sê, en doen. Waarom is dit belangrik dat ons God moet eerste stel, of bo ons eie vleeslike optredes? Hy gee vir my en jou eintlik die antwoord in vers 19, hy sê, want 'n persoon wat nie God gaan eerste stel nie, dis hoe sy lewe gaan uit. Hy sê, 'n mens kan duidelik sien watter mense gekies het, om hulle onder die sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee, met ander woorde, hulle het nie die eie ek prys gegee nie, hulle doen mee aan die verskriklikste seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid 'n spul dooie afgode en hulle hou hulle besig met waarsêery. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand niks nie. Hulle is aggressief, selfsugtig. Hulle is altyd besig om te stry en verdeeld onder mekaar. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een dronkpartytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan vieslike uitspattighede en nog baie ander slegte dinge. Nou, ek gaan nie enige iets verder hieroor sê nie, want ek dink Paulus som dit vir my en jou net baie mooi op. Behalwe wat ek wil sê is dat 'n lewe, dis waar God eerste gestel gaan word, werklik eerste gestel sal word, gaan gesien word deur die manier hoe jy optree.
Jou optrede sal dit wys. Die vierde attribuut is dat God sal eerste wees in jou vrese. Kyk gaan nou hierdie verhaal wat ons vind in 2 Kronieke 20 vers 2 tot 4. Josafat het berig gekry dat 'n groot menigte van die oorkant die dooie see van Edom af het teen hulle opgetrek. Luister hier, en Josafat was bang, hy het gevrees, en hy het by die Here hulp gaan soek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep, en Judeërs het hy by mekaar gekom om die hulp van die Here te vra. As ek jy hierdie gedeelte gelees, gaan jy agterkom, nadat hulle heel eerste God gesoek het, het God vir hulle oorwinning gegee. Met ander woorde, toe hierdie volk en Josafat God eerste geplaas het in hulle vrese, toe hulle God bo hulle eie vrees geplaas het, het hulle heel eerstens 'n geleentheid geskep vir God om met hulle te gaan kom praat. As jy die gedeelte gaan verder lees, gaan jy sien dat God het onmiddellik gereageer omdat hulle hom eerste geplaas het, en God het hulle bemoedig met die woorde, moenie bang wees nie. En die tweede geleentheid wat hulle aan God geskep het, en vir God, omdat hulle om eerste geplaas het is, hulle het vir God 'n geleentheid gegee om nou in te gryp in hierdie vrees wat hulle ervaar. En toe sê God vir hulle, dat ek sal namens julle gaan veg. Met ander woorde, Josafat en die volk, toe hulle God eerste geplaas het in hulle vrese, het God vir hulle oorwinning kom gee. Het God letterlik dit waarvoor en waaroor hulle gevrees het, weg kom neem. As jy wil weet, hoe kan jy ontslae raak van jou vrees? Plaas God bo jou vrees. Plaas God eerste in jou vrees. Want dit is so 'n lewe lyk waar God werklik eerste gestel word. 'n Lewe waar jy in absolute vrede, kalmte en rus ervaar en leef. Die 5de kenmerk is dat God sal eerste wees in jou situasie. 2 Kronieke 16 vers 12 tot 3 gee vir ons hierdie verhaal. In die 39ste jaar van sy regering het Asa 'n ernstige siekte aan sy voete opgedoen. Maar selfs in sy siekte het hy nie die hulp by die Here gesoek nie, maar by sy dokters. In die 41ste jaar van sy regering het hy gesterf. En ek en jy moet mooi verstaan, God het nie 'n probleem met dokters of met medisyne nie. Inteendeel, nêrens in die woord staan opdrag of staan dat ek en jy nie na dokters toe mag gaan of nie medisyne mag gebruik nie. Nee, maar let dit op die konteks en wat hierdie skrifgedeelte wel vir ons sê. Hy sê dat in sy siekte, met ander woorde in sy situasie wat hy homself bevind het, het hy nie een keer God genade nie. Het hy nie een keer God geplaas bo sy situasie nie. Het hy nie een keer God eerste gestel in hierdie situasie en in sy lewe nie. So wat beteken vir my en jou? Dit beteken 'n lewe waar jy werklik God eerste gaan plaas, gaan gesien word deur die manier hoe ek en jy 'n situasie gaan benader. Gaan ons heel eerste na mense toe hardloop? Gaan ons heel eerste gaan na dokters toe, of sielkundiges, prokureurs of leningsplekke? Of gaan ons heel eerste na God toe gaan? Die 6de kenmerk van 'n persoon se lewe waar God eerste is dat God sal eerste wees in al jou planne. Spreuke 3 vers 5 tot 7 sê, moenie dink jy weet altyd die beste nie. Vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen. Dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak. Spreuke 16 vers 3 gaan las hierby, hy sê, ken die Here in alles wat jy wil doen, dan sal hy jou help om dit uit te voer. Sê die waarheid wat baie van ons vandag nie wil hoor nie, is dat baie van ons bevind onsself miskien vanmôre op 'n plek in ons lewe wat miskien nie goed lyk nie, 'n plek wat ons nie van hou nie, en dit is nie die duiwel se skuld nie, dit is nie ander mense se skuld nie, dit is ons eie skuld, bloot omdat ons nie God eerste gestel het in ons planne wat ons gemaak het nie. Omdat ons liewer gekies het om staat te maak op ons eie menslike, vleeslike kennis en wysheid en insigte.
Die 7de aspek, en dis die laaste een wat ek vanmôre vir julle wil gee is dat God sal eerste wees in jou aardse skatte. In Genesis 4 lees ons waar die heel eerste offer aan God gebring was deur Kain en Abel. En die skrif sê vir ons dat Kain, omdat hy 'n saaiboer was, het hy van die vrugte van die land geoffer aan God. En Abel, omdat hy 'n veeboer was, het hy van sy kleinvee geoffer aan God. En soos ek en jy die verhaal ken, het God net Abel se offer aanvaar en nie Kain se nie. En dit was nie 'n geval gewees dat God slegs vleeslike offers verkies het en net vleeslike offers wou gehaat het en dat net diere moes vir hom gegee geword het en geoffer te word. Nee, want die Ou Testament maak melding waar God self die opdrag gegee het aan sy eie volk dat tydens die oesfees moet die volk die heel eerste graan wat opkom oes en vir hom offer en die heel eerste vrugte wat die bome dra moet die volk ook vir hom gee as 'n offer. So waarom het God dan nie Kain se offer aanvaar nie? Genesis 4 vers 3 tot 4 gee vir my en jou die openbaring. Hy sê, toe die oestyd aanbreek, het Kain uit die opbrengs van sy landerye 'n offer vir die Here gebring. Abel, en hier kom die geheim, het die beste uit sy lammers, die eerstelinge van die seisoen en van hulle vet as offer gebring. En die Here het Abel in sy offer aanvaar, maar nie die van Kain nie. Jy sien, Abel het sy eerste en sy beste kleinvee gebring as 'n offer en vir God gegee. Waar Kain bloot maar net eenvoudig sommige van die vrugte bymekaar net gemaak het en dit net na God toe gebring het en vir God gegee het. Dit was nie sy eerste nie en dit was nie sy beste nie. So wat Abel gedoen het, is Abel het God eerste gestel in sy aardse skatte, in sy eiendom en in sy finansies. Dit beteken vir my en jou vanmôre dat 'n lewe waar ons werklik vir God eerste gaan stel, gaan jy kan sien die manier hoe jy jou offer aan God bring, die kwaliteit van die offer wat jy aan God bring, die aardse skatte, jou eiendom en jou geld, die hoeveelheid wat jy vir God daardeur gee. Kom ons sluit vanmôre se woord af. Waarom is dit belangrik vir God dat ek en jy hom heel eerste moet plaas in ons eie lewens? Waarom is dit belangrik dat ons God altyd bo onsself moet plaas? Wel, eerstens, dit wys dat ek en jy het eerbied vir God. Tweedens, dit wys ons liefde vir God. En derdens, wys dit ook dat ons het geloof in God. Maar die eintlike rede, glo ek, waarom God en waarom het vir God belangrik is dat ons onsself moet verloon en hom eerste moet stel in ons lewens, is bloot eenvoudig, want God wil slegs die beste vir ons hê in die lewe. Die gedagtes wat God aangaande elkeen van ons het, is hoopvolle gedagtes, die beste gedagtes, mooi gedagtes. God wil vir my en jou leer. Hy wil vir my en jou lei op die regte pad. Hy wil ons onderhou in hierdie lewe. Hy wil vir ons versorg. Hy wil ons help. Hy wil vir ons bring op 'n plek waar ons vrede en rus kan beleef. Hy wil vir my en jou krag gee in hierdie lewe. Hy wil hê dat ek en jy moet goeie vrugte dra. Hy wil ons seën. Maar in orde vir God om al hierdie dinge moontlik te maak in ons lewens, is dit nodig dat ek en jy heel eerste God moet plaas bo onsself. Is dit nodig vir my en jou om God se koninkryk te plaas bo ons eie koninkryk? Om God se weë te plaas bo ons eie weë? Om God se reëls te plaas bo ons eie reëls? Om God se beginsels te plaas bo ons eie beginsels? En om God se planne te plaas bo ons eie planne? Ons sluit vanmôre hierdie myself en ek reeks af. En ons het in die reeks waardevolle lesse geleer. Waardevolle uitdagings ervaar hoe die Here deur hierdie woord en deur hierdie reeks regtig ons wil vorm.
Ek wil vanmôre vir sê dat hierdie proses, hierdie vormingproses gaan niks beteken as ek en jy nie gaan ag gee op nie. Kom ons word die persoon wie God wil hê ons moet wees. Kom ons gee ag op sy groot bevel dat ons die eie ek moet prys gee in ons hele lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vanmôre dat U vir ons die riglyne kom gee het. Het ons vanmôre net weet wat U wil is vir ons lewens. En Here, al was daar soveel eina oomblikke gewees deur hierdie reeks, weet ons Vader, U is besig om daardie ou dooie vrugte af te haal van ons bome af. U is besig om die kraakplekkies uit ons lewens uit te neem. En vanmôre was een van daardie, Here, waar ons net weer eens besef het dat soveel keer dan bring ons die eie ek in ons eie lewe na vore wanneer ons en terwyl ons in verhouding met U is. Soveel keer wanneer ons onsself stel bo U. Soveel keer gaan dit net oor ons tyd en ons behoeftes en belange en begeertes en ons toekoms en ons geld en ons kos en ons eiendom. Dan dink ons nie aan wat is U plan nie. Wat is die rede hoekom U dit vir ons kom gee het nie? Hoe wil U dit gebruik? Hoe wil U as God ons gebruik? Here, mag ons vanmôre U altyd eerste stel en bo onsself stel in ons hele bestaan, in ons hele lewe. Is ons gebed vanmôre, Here, in Jesus Christus naam. Ek wil jou vanmôre uitnooi net vir 'n vinnige oomblik. As jy vanmôre hierdie uitdaging wil aanvaar en sê, Here, ek is bereid om dit te doen, lig net jou hand vir my op. Amen. Dan sê jy, Here, hier is ek. Here, begin by my nou. Heilige Gees, oortuig my. Werk in my. Help my. In Jesus naam. Amen. Voor ons die diens gaan vandag musiek, julle is welkom, julle kan ook by julle sitplek neem. Ons groet ons aanlyn kykers, dankie dat julle saam met ons ingeskakel is. Volgende Sondag om 9:00 skakel saam met ons in en ontvang die woord wat die Here vir ons gaan kom gee. Ons het vanmôre 'n besoekende